Ek wil julle terugvat gou-gou na 2020 en 2021. Onthou julle vir ou Anthony Fauci? Onthou julle die gebeure van COVID, die video's wat ons gesien het, hoe val hulle om in China, mors dood in die straat, of so dink ons? Onthou julle die lockdowns wat ingekom het, en dit sou eers 3 weke gewees het, of 2 weke, op die ou einde was lockdowns, en allerhande snaakse regulasies, meer as 'n jaar by ons. Onthou julle dit? Onthou julle hoe mense hulle werk verloor het, omdat hulle nie bereid was om in die ry te staan, vir die magic potion nie. Onthou julle? En daar's mense wat die magic potion gevat het, en vandag die gevolge daarvan het, sodat hy sy werk kon behou. Onthou julle dit? Onthou julle, dat jy nie jou ouma en jou oupa kon besoek nie, daar by die ouetehuis nie, of in die hospitaal nie. Onthou jy, ons moes 1 masker dra, en toe sê hulle naderhand, is dalk beter om 2 maskers te dra, en toe sê hulle, nee, ons kan miskien nou 3 maskers dra. Ja, ons moet, onthou jy die kolle wat hulle gemaak het? Ja, oral, selfs daar by die skole is die kolle gemaak, hulle moet nou soveel meter uit mekaar uitstaan, want dit is so gevaarlik, so oordraagbaar. Ja, nou daai selfde man, staan vandag voor die Senaat, daar in Amerika, en hy moet nou getuig, hulle het hom ingeroep, hy moet 'n paar vrae antwoord, maar hy's reeds gepaden deur Joe Biden. Niemand het hom gepaden, niemand weet wie dit geteken het nie, want dit was die automatic pen wat geteken het. So niemand weet of het Joe Biden was, want ons weet hy het 'n doek gedra, en het gelei aan dementia, as dit nie Alzheimer's is nie. So iemand het geteken dat hy gepaden word, met die gevolg is, hulle kan hom nie aankla vir al die wette wat hy geoortree het, en al die leuns wat hy vertel het, op die media, en wat die media toe nou op ons afgedwing het nie. Onthou julle dit? Families het geskeur daaroor, omdat sommige ouens in die ry gestaan het vir die magic potion, en die ander wou nie in die ry staan nie, maar hulle het meer verstand gehad, is die eerste groep. En op die ou einde van die dag, het families geskeur, want die wat die magic potion gekry het, hulle glo, hulle kan nou nog siek raak van die wat nie die magic potion gekry het nie. Ja. Nou Fauci is daar voor die Senaat, en weet jy wat, hy kon nie een keer 'n vraag antwoord nie. Hy het hulle sê 111 keer het hy die 5th Amendment geplead. Luister 'n bietjie, kyk mooi hoe lyk dit. Hoe lyk dit wanneer 'n leienaar en 'n bedrieër, 'n skelm, kyk hoe lyk dit as hy voor die Senaat staan, en hy moet nou vir jou die waarheid praat. Ek meen, hulle kan hom niks doen, hulle kan hom nie aankla, en hy moet net die waarheid praat. Hy kon nie eers dit doen nie. Kyk mooi. You're really attacking not only Dr. Anthony Fauci, you're attacking science. Science and the truth are being attacked. Under the advice of my attorneys, I will invoke my right under the 5th Amendment of the Constitution to refrain from answering your questions. Meer as 111 keer, hulle sê 111 keer, is jy moet ek meer, het hy gesê, I plead the 5th Amendment. Ek kan nie julle vrae antwoord nie, ek kan nie vir julle antwoord oor wat daar gebeur het, die besluite wat geneem is nie. Maar ons weet vandag, Fauci het daai laboratorium, wat 'n gain of function laboratorium was in Wuhan, in China, het hulle gesponsor met miljoene Amerikaanse dollar. En die rede hoekom daardie laboratorium in China gesit het en nie in Amerika is nie, is omdat jy mag nie gain of function doen van virusse, biologiese oorlogvoering in Amerika nie, mag dit nie doen nie. So jy mag nie 'n virus meer dodelik maak as wat hy reeds is nie, mag dit nie doen nie. So toe skuif hulle die laboratoriums daar na China toe, en ons weet vandag is laboratoriums in Oekraïne gevind daar deur die Russe. Hulle is oral, word hierdie laboratoriums neergesit op ander grondgebied, terwyl die FSA die navorsing moniteer en befonds met black budgets, sodat hulle die volgende gogga op ons kan vrylaat. En hy kom,
Ek het julle gewaarsku Marburg kom. Marburg gaan kom en dit gaan COVID natuurlik laat lyk soos 'n Sondagskool piknik. Maar luister 'n bietjie wat sê Rand Paul. Want hulle hierdie COVID storie was die eerste wat ons noem 'n dry run. Dit wil sê jy het hierdie scenario gaan uitspeel. Hulle het oor die 20 jaar geoefen aan hierdie scenario. En toe het hulle hom vrygelaat en hulle het hom aan die gang gekry en hulle het die media gekry om saam te speel. En die vraag is aan wie behoort die media, dat die media bereid is om die agenda te bestuur vir die elites. En toe het hulle hierdie stelsel begin implementeer van, wel as jy nie in die ry staan vir die magic potion nie, wel dan gaan ons jou heeltemal uit die samelewing uitstoot. En dit is maar 'n oefenloopie vir die B-system wat kom. En hulle gaan die B-system ook implementeer met 'n gogga. En dan gaan hulle sê, mag gat nie in geld vat nie, want daai ding word met geld oorgedra. En onthou ek het vir julle gesê Marburg kom. Nou Marburg is baie meer dodelik, want hulle het hom gegain of function, as wat COVID ooit gaan wees. So, dit kom, en ek dink Brandon Biggs praat van oor die 300 miljoen sal sterf van hom. Dit is so. Maar in daai tyd sal hulle die B-system implementeer. Nou luister 'n bietjie na Rand Paul, dat jy net kan sien die impak wat die Amerikaanse manier van dinge doen, hoe hulle die agenda bestuur het. En jy moet nie dink dit was per ongeluk nie, hy sê meer as 1 miljoen is dood aan COVID. Nou, my vraag is, hoeveel is beseer deur die magic potion, en hoeveel is dood aan die magic potion? Want dit word nie gesê nie. En dit is nie per ongeluk nie. Dis nie as gevolg van korrupsie nie. Dis met opset. Luister wat sê Rand Paul. More than 1 million Americans died from COVID. Many of them died alone. Workers were forced to choose between a mandate and a job they needed. Businesses closed and never reopened. Children lost years of school they will never get back. Americans lost the freedom to work, to worship, and to decide what went into their own bodies. Nothing we do today can undo those losses, but silence does not honor them either. Ja, die volgende gogga wat hulle op ons gaan vrylaat, hulle gaan net een vrylaat, hulle gaan 'n hele paar vrylaat, wat hulle met die stelsel implementeer, die B-system, die QR code, die digital ID, die social credit score, die 15-minute city, hulle gaan dit alles implementeer in die midde van 'n derde wêreldoorlog. Maar Fauci het skatryk geword met al hierdie dinge wat hy gedoen het in die tyd van Joe Biden. Kyk, want hy was regtig die main man. Hy was konstant op die TV, hy was konstant op die podium, en oral het hy gebedel en homself aangebied vir sogenaamde pryse, geldpryse, omdat hy so 'n oulike man was, en al hierdie wonderlike science kennis het, waarmee hy almal beïndruk het, behalwe die ouens wat toe wakker is. Reg. Die res was almal skape. Toe daai eerste ouens afspring van die kraans af, toe's al die skape saam. Daar's 'n paar ouens wat gesê het, "Sjoe, wag net so bietjie." Ja, en vir hulle is daar gesê, ons gaan julle aankla van poging tot moord. Ons gaan jou aankla by die departement, Deborah, want hoe durf jy teen die agenda praat? Ek het tot RSG gehaal. Ek het die koerant gehaal. Iets soos 4 keer in 6 weke. Nou ja. En nadat hulle my so beswadder het, op die ou einde van die dag het daarvan dit in elk geval niks gekom nie, maar boonbehalwe dit, wys dit net vir jou hoe die media, saam met die regering, werk om jou vryhede van jou weg te neem, en jou, wil ek sê, a ward of the state te maak. Jy sal 'n slaaf wees van die staat. Ek hoop julle is nou wakker. Kyk mooi hoe lyk dit met ou Fauci. Hy was die groot induna, en toe hy 'n skelm, 'n bedrieër en 'n leenaar. Kyk mooi hoe lyk dit. Ek hoop julle is wakker na 2020 en 2021. Senator Hawley. Thank you, Mr. Chairman. Well, nothing says honesty like taking the fifth, huh, Doc? Let's try something. What day of the week is it today? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color tie you're wearing? On the advice of counsel,
I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. What color is the carpet in front of you? On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution. Let's just get one thing straight. You don't have any rights under the Fifth Amendment because you've been pardoned, as you very well know. As the Supreme Court has been clear for a century and more, Brown versus Walker, 1896, when he has been pardoned, he may not stand upon his privilege. You know that. Your lawyers sitting behind you now shifting nervously in their chairs, they know it. This isn't about the Constitution. This isn't about the law. This is about contempt. Contempt for this body and contempt for the American people. But I think I know why you're doing it. It's because you don't want to answer questions. It's because you did all kinds of terrible things. It's because during the pandemic you got rich, didn't you? You got rich while people were dying, hundreds of thousands of Americans, over 1 million in the end, and you were getting rich, and not only were you doing that, you were using federal employees with taxpayer money to apply for and solicit cash prizes for you personally, cash prizes totaling over $1 million. You did all of that during the pandemic, didn't you? That's a question. On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.